Weer eens geseënde Sabbat. Lekker om julle almal te sien. Die baie in die lewe is baie kontraste oor daai. Maar so bang as wat ek is om hier te staan en dis vir my altyd maar 'n uitdaging. Net so dat ek vrede gevind, toe ek daar gaan sit en ek weet God is in beheer. En ons tema van vandag is die hand wat die pen vashou. En dis 2 Tessalonisense 3 vers 5. En ja, ek het dit my nogal aan Tannie Joan laat dink. Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God. Hulle het net vanoggend gesê, as daar iemand is wat die liefde gehad het, en so op 'n stadium was sy in die hospitaal hier, baie siek gewees en sy is nie goed behandel nie. Sy moet almal met liefde en respek behandel. En dit was vir my so mooi. Haar lewe was regtig gerig tot die liefde van God. Martin Luther het gesê, as jy die wêreld wil verander, tel jou pen op en skryf. En ek dink baie dinge in hierdie wêreld het sy oorsprong van iemand wat gaan staan en skryf het. Dis dalk nie die heeltemal die waarheid soos ons wil nie. As ek dit so verstaan, tel jou pen op en skryf, is dit sy eie gedagtes. Ek dink dit is belangrik dat iemand ons help om my pen vas te hou. Maar kom ons lees, ons het dit eintlik nou klaar gelees, maar ek wil dit vir julle sommer in albei vertalings lees. Mag in die 33 vertaling, mag die Here julle harte rig, dit beteken letterlik daarop ingestel, rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus. En in die 83 vertaling van die Bybel, mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. En net weer terug na Tannie Joan toe, as jy dit nou vir iemand lees, wat sê hier so die liefde van God, wat nou iemand verloor het, is dit ook moeilik, is dit nog steeds, is dit meer waarne? Mooi woorde, maar dis moeilik om baie keer te aanvaar. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Maar kom ons spring nou van vers 5 na vers 16 toe. Vers 16 van hierdie selfde hoofstuk. En mag hy, die Here van die vrede, julle altyd vrede gee op allerlei wyse. En dit gebeur wanneer jou lewe ingestel is deur die krag van die Gees van God en op die liefde van God en die volharding van Christus. Dan kom daar in jou 'n vrede wat hier staan. Die Here van die vrede gee dit vir julle altyd vrede op allerlei wyse. Mag die Here met julle almal wees. En dan vers 17, die groete van Paulus met my eie hand, wat 'n teken is van elke brief. So skryf hy, om aan die brief bevestiging te gee, dat dit nie 'n kopie is, dat dit nie 'n vervalsing is. Dit is 'n bevestiging met die handtekening van dis eg. Dit is net interessant, dit is nie deel van die preek nie. Hulle het net my op 'n stadium gesê, sy het gehoor, Paulus kon nie goed sien nie. En laat iemand namens hom geskryf het. Nou weet nie of hier op 'n ander stadium geskryf is, toe hy nog kon sien nie. Dit is my interessant, en miskien weet een van julle meer daaroor. Maar hy het definitief vir elke een geteken, so om te bewys dit was eg geweest. En dan vers 18, die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. Amen. So sê die Here. Die Here het hierdie woorde vir ons gegee in die skrif, dat ons dit kan lees, en nie sonder 'n rede. Hierdie woorde is die woorde wat my geraak het om vanoggend hier te staan en te sê, die Here is besig om 'n brief in my lewe te skryf. 'n Storie van my lewe te skryf. En die hand wat die pen vashou, moet sy hand wees, wat sê, dis ek
wat besig is om te skryf. Ek dink ons vat baie keer die pen self. En dan dink ons aan klein kindertjies wat baie keer sê, los my. Ek weet nie of julle daai al gesê, los my. Ek sal dit self doen. Weet jy dat God jou verhaal wil skryf? Hy wil graag met sy handtekening op jou bevestig. Dis reg. Hoe sal die wêreld weet dat jy en ek egte weergawe is van die storie wat God besig is om te skryf in ons lewe? Godsdiens en kerk toe gaan is nie noodwendig deel van daai verhaal. Die vraag is, watter weergawe is ek? As jy na my kyk en na my luister, is ek 'n egte weergawe. Of is ek 'n ander weergawe? Elke dag hang af hoe ek voel. Môre sê ek weer, nee, hierdie is my weergawe. Nou het iemand my kwaad gemaak. Nou het ek weer 'n ander weergawe van die verhaal. Kom ek sê vir jou, daar is net een weergawe van hierdie verhaal. In 2 Korintiërs 3 vers 3, dit is tog duidelik dat jy 'n brief van Christus is. Dit is tog duidelik. So waaraan moet dit duidelik wees? Deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Die gees van die lewende God wat die pen vat en in my lewe kom skryf. Nie op kliptafels, maar lees van die hart. Dit is die gees van die lewende God wat jou instel. As daar iets is wat ek vandag graag wil hê, jy moet saamvat en oordink, is dit die volgende. Waarheen is jy op pad? Want hierdie verhaal moet tog 'n einde hê. En as ons dink aan die Okavango rivier, wat weet julle van hom? En ons spring in Angola, en dan loop hy, en dan raak hy net weg, dan word dit moerasse. Hy het nie regtig 'n duidelike einde nie. Maar hierdie storie van ons moet 'n einde hê. Die verhaal van die Here met my lewe het 'n doel. Dit het 'n eindbestemming. Dit vat my en verander my van binne. Dit maak my doelgerig. Dit maak my sterker. Dit maak my dat ek meer groei na die wil van die Here in my lewe, na sy doelwit. Want hy hou die pen vas, nie ek nie. Want as ek die pen vashou, dan raak dit my doelwitte. Ja, ek wil so wees, ek wil dit doen, en ek wil dit bereik. Is die gees van die lewende God duidelik in jou lewe? En ek moet vra, ek moet myself vra, en ek moet ander vra, is die verhaal duidelik? Is dit duidelik dat jy 'n brief van Christus is? En ek dink in terme van ander mense vra, sal ek een ding van my pa onthou. Hy het altyd vir mense vra, jou dinge reg. Toe hy oorlede is, het die dame by die koöperasie vir my gesê, wie gaan haar nou vra of haar dinge reg is? So ruk gelede het daar 'n vliegtuig by ons aangekom. En dit moet seker 'n wetvlug duif wees. Verskriklik ringetjies. Aan die een poot het hy 2 ringetjies en aan die ander poot het hy net 1 ringetjie. En nou bly die duif daar tussen die hoenders en hy eet daar. Hy dink al hy's 'n hoender. En dit laat my dink aan duwe wat honderde kilometers ver afgelaai word en deur die storms terug gaan huis toe. En ek dink ons almal wat ek dink nie net in ons omgewing nie, ek dink landwyd was dit so. As jy dink in terme van hoe was hierdie wind deur die laaste tyd en met die storms en hoe uitdagend vir ons as boere was dit die koud en die nat met die diere. En ek weet nie of iemand al regtig weet hoe kry 'n duif sy pad terug? Honderde kilometers ver. En dit word baie keer in die Kaap afgelaai.
En wie was al by waar hulle duwe losgelaat het? Vliegduwe. Of wedloop, ek weet nie wat se duwe. En dan kom hulle so daai hokkie uit. Dan hoor jy hulle so. En dan gaan hulle en dan maak hulle so 'n paar draaie. En dan gaan hulle 'n bietjie hoor en maak 'n draai. En dan besluit een hy gaan en dan volg hulle hom. Van almal op pad. Waarna toe? Huis toe. Soos na die Vader se huis toe. En interessant, ek het net gelees dat en ek verstaan dit nie altyd nie, is dat een van die dinge is reuk, hoe hy sy pad terugkry. En dan magnetisme. En die ander ding is dat hy letterlik strukture kan herken. So as hy naby die huis kom, is daar sekere strukture wat hy kan ken. Maar ons weet nou nog nie hoe lyk hierdie instrument in hom? Wat bepaal, hoe weet hy om huis toe te gaan? Maar die Here het dit in hom gesit. Soos hy dit in ons gesit het, om na sy Vaderhuis toe te verlang. Wat is die verklaring? Wat is die instrument in 'n duif se kop wat hom laat teruggaan na die huis toe? Dit maak nie saak wat die weeromstandighede is. Dit maak nie saak hoe erg die wind of die storms is nie. Die duiwel by sy huis kom. Dit is in hom. Hy wil by sy mense kom wat hom versorg en liefhet. En niks gaan hom keer. Ek weet nie of julle al by was met die krat wat oopgemaak is nie. Maar die volgende wat ek wil vra, sien jy die prentjie van die duwe in jou lewe? Van hierdie duwe in jou lewe? Sien jy wat God se woord sê? Die Gees van God is besig in jou om 'n duidelike brief te skryf van wie is jy? Aan wie behoort jy? En waarna toe is ek op pad? Sien jy dit? Dan moet ek jou vra, waarheen is jy op pad met jou lewe, met jou lewensverhaal? Wie skryf jou lewensverhaal? En as jy vra hoekom en hoe, dan sê Jesus, ek is die weg en die waarheid van die lewe. Want dit gaan bepaal waarheen ek op pad is. Partykeer kan ons hoog vlieg, maar partykeer is die storm soos ons hierdie week gehad het, vlieg jy laag. Ek het 'n video gesien van duwe in 'n verskriklike wind. Hulle vlieg net so hoog soos oor die doringdrade. En toe gaan kyk ek 'n ding, 'n vliegtuig as 'n loods verland in 'n sterk wind, dan gaan hy mos baie keer so skuins in. Maar sy kop skuif na 'n ander kant. 'n Duif doen presies dieselfde, maar hy hou sy kop gefokus van waarna toe hy wil gaan. So hy hou sy kop so en sy lyf sit hy so teen die wind in. En dit was vir my baie oulik geweest. Partykeer vlieg kom teen die wind in jou lewe en die omstandighede is nie altyd lekker nie. Dit beteken dat jy partykeer laag vlieg. Maar Jesus sê, ek is die weg en die waarheid. Ek sit dit binne in jou. Ek is die lewe, so jy weet waarheen pad jou lewensverhaal jou. En God is besig om jou brief te skryf deur sy Gees. En Jesus sê, niemand kom huis toe behalwe deur my nie. Want sy woorde daar, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie, beteken tog die Vaderhuis. Dan in Hebreërs 12 vers 1 en 2, laat ons elke las aflê en die sondes wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop wat voor ons lê, klaarmaak. Terwyl jou verhaal geskryf word, is jy in 'n wedloop. Hier gaan dit nie oor wen nie. Ek dink 90% van die mense in die komrits gaan dit nie altyd om 'n goeie tyd te hardloop nie. Vir baie gaan dit net om klaar te maak. Die oë gefestig, dit is iets binne in ons, is God se Gees in ons, wat ons laat hou op Jesus, die leidsman. Hy lei ons, hy is by ons. Hy is die volëinder. Hy staan by die wendpaal. Hy wag vir ons. God transformeer deur julle denke te vernuwe. Dit is binne in jou. Dan sal jy kon onderskei wat die wil van God is. Jy vat nie die pen en sê jy wil nie, maar God skryf deur sy Gees. En ons vra, skryf asseblief dat dit u wil is
wat vir my goed is, of wat vir u goed is, wat vir u aanneemlik is, en wat vir u volmaak is. Nie vir my nie. Jy kan nie jou lewensverhaal skryf, want dit gaan nie 'n goeie einde hê nie. Dan bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie sê 1 Korintiërs 3 vers 13. En dan weet ons, vroeër was ons die ene duisternis, maar nou is ons in die Here se lig, met my hart van die Gees van God in my, wat my doelgerig laat lewe, na Jesus, sy doel vir my lewe, dat hy my verhaal skryf met sy eie hand. As ek die pen self van, dan maak ek my eie goed, my eie reg, my eie waar. En waar eindig die verhaal? En ons eindig vandag hierdie preek met woorde uit Filippense 4. Moet nie besorg wees nie, maar maak in alles julle begeerte deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus. Ons kan nie daai vrede verstaan. Net soos ons nie 'n duif kan verstaan wat honderde, duisende kilometers ver kan vlieg nie. Ons kan nie daai vrede verstaan. God sê, dit is bo jou verstand. Ek gee dit vir jou. Ek sit dit binne in jou. Nou vra ek net vir Oulaas. Wat se weergawe van 'n brief is jy? Is dit soos die wêreld wil? Soos ek wil? Soos ander mense wil? Soos God wil? Wat wil God hê? Moet daar in jou verhaal staan. God sê, ek soek net jou liefde. Ek soek jou liefde waar jy alles wat jy het vir my gee en alles aan my wy. En dat jy laat oorspoel, en dit wat jy, die liefde wat jy kry, dit laat oorspoel na ander mense toe. En as ek dit nie het nie, hoe maak ek dit reg? Hoe maak ek reg teenoor iemand wat ek onreg aangedoen het? Hoe maak ek reg teenoor die Here? En daarom wil ek besef waar ek teleurstel en self die pen gegryp het en self geskryf het, soos ek wil. Dan vra ek, Here, vergewe my asseblief. Ek is jammer. Ek is jammer dat my lewe baie keer nie is soos U dit wil hê nie. Here, ek vra dat U my besef gee van hoe die verhaal wat U wil hê my lewe moet wees, moet lyk en moet klink. Here, dan vra ek U om my te lei, my lewe elke dag volgens U doelwit vir my lewe. En dat ek ten spyte van die wind van voor, ten spyte van my omstandighede, ten spyte daarvan, en dat dit voel vir my ek kan nie meer, ten spyte van onsekerheid, want ek weet nie wat gaan gebeur nie, dat ek kan weet, U is daar vir my, en ek leef nie toevallig nie, ek lewe ook nie in 'n doodloopstraat nie, ek lewe om eendag in my Vaderhuis te wees. Amen.